Die letters A tot G in hierdie tabel verteenwoordig organiese verbindings. Kom ons kyk gou na al 7. A is 'n ketoon, ons sien die kenmerkende C-dubbelbinding O, oftewel die karbonielgroep. Die karbonielgroep is die funksionele groep van ketone. Ons begin ons koolstowwe te tel so na as moontlik aan die karbonielgroep, so 1, 2, 3, en nou kan jy of aangaan of afgaan, dit is om te ewe, so ek gaan aangaan, en dan sien ons op die derde koolstof is daar ook 'n metielgroep. So die hoofketting is butan 2-oon en op die derde koolstof het ons 'n metielgroep. So die naam van A is 3-metiel butan 2-oon. Is 'n haloalkaan, want ons sit met 2 klooratome in hierdie verbinding. Ons langste ketting bevat 7 koolstowwe. Die vraag is nou, watter kant begin ons om die koolstowwe te nommer? Nou, as ons linksonder begin, dan is die eerste kloor in die tweede posisie en die ander klooratoom in die 6de posisie. So dan gaan dit 2,6 dichloro wees. Maar as ek van regs bo af begin nommer, dan is die kloor hierbo in die tweede posisie en die kloor hieronder in die 6de posisie. So ongeag watter kant ek begin om te nommer, ek gaan sit met 2,6 dichloro. So ons gaan moet kyk na die groter molekule. En as ons dan kyk na die metiel sykettangs, dan sien ons hier kom 'n verskil. As ons links onder begin nommer, dan is dit 2 en 5. As ons regs bo begin nommer, dan is dit 3 en 6. En nou is die vraag, watter een van die twee volg ons? 2,5 dimetiel of 3,6 dimetiel? Nou die maklikste manier is, ons kyk na daai getalle, 2 plus 5 gee vir ons 7, en die alternatief is 3 en 6, en dit gee vir ons 9. Met ander woorde, 7 is laer as 9, so ons gaan met 2 en 5 gaan, so dit beteken ons gaan van links onder af hierdie ketting nommer. So kom ons nommer die ketting ordentlik. So dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, chloro is voor metiel alfabeties. Ons het 2 klore, dit gaan wees 2,6 dichloro en dan ook 2,5 dimetiel. Onthou net weer eens, chloro alfabeties voor metiel, daarom eers die chloro, dan die metiel, maar omdat daar 2 klore is dit dichloro, en omdat daar 2 metiele is, dimetiel. So hier sit ons met 2,6 dichloro, 2,5 dimetiel heptaan. Dan C. Hierso het ons die gekondenseerde struktuurformule, wat jy kan gaan oorteken met die gewone struktuurformule, en dan sien jy, ons het die formielgroep, wat die funksionele groep is van die aldehiede. Ons begin ook dan op die formielgroep te tel, 1, 2, 3, jy kan of opgaan of links gaan, dit maak nie saak nie. Hier het ons met ander woorde 'n aldehied met 4 koolstowwe, met ander woorde butanaal. Moenie vergeet dat jy 'n metielgroep het op die derde koolstof nie, so hierdie is 3-metiel butanaal. As dit kom by D, is daar 'n paar opsies. Dis baie beslis 'n alkohol, maar daar is 'n paar opsies in terme van isomere. Hier het jy byvoorbeeld butan-1-ol. Die hidroksielgroep is op die eerste koolstof, dit is 'n primêre alkohol. Maar dan kan jy ook butan-2-ol gaan teken. Hierdie twee
is posisie-isomere van mekaar. Dan kan jy selfs verder gaan en kyk na 2-metielpropan-1-ol en 2-metielpropan-2-ol. Hoe dit ook al sy, D verwys na 'n primêre, sekondêre of tersiêre alkohol afhangend van die isomeer. E is volgende, E is 'n alkaan met 3 koolstowwe, hierdie is met ander woorde propaan. F is pentaan, dit is 'n alkaan met 5 koolstowwe. Laastens het ons vir G. Ons sien dadelik die dubbelbinding raak, wat beteken ons het te doen met 'n alkeen. Die langste ketting het 6 koolstowwe. Met ander woorde, dit gaan een of ander vorm van hekseen wees. Ons begin dan te nommer naaste aan die dubbelbinding. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. En so sien ons dan, op die tweede koolstof is 'n metielgroep en op die derde koolstof is 'n etielgroep. Etiel is alfabeties voor metiel. So, ons sit met 3 etiel, 2 metiel, heks 2, 1. Nou, in 'n eksamen gaan daar nie noodwendig so in detail gekyk word na al 7 voordat jy die vraag beantwoord nie, maar ek hoop dit gaan jou help om net 'n beter oorsig te kry oor hierdie vraag, en soos ons nou die vraag gaan beantwoord, gaan jy sien, dit gaan eintlik baie vinnig. Ons eerste vraag. Watter letter verteenwoordig 'n alkohol? Dit sal natuurlik D wees. D is een van 4 isomere. En hier wys ek net een van hulle, butaan-1-ol, maar ons weet daar is ook 3 ander opsies. Watter 2 verbindings is funksionele isomere van mekaar? Nou, as ons dink aan funksionele isomere op graad 12 vlak, dan dink ons aan karboksielsure en esters. Daai is een opsie, karboksielsure en esters. Alternatiewelik ketone en aldehiede. Nou, ek het op hierdie tabel vir B en G uitgehaal, want B is 'n haloalkaan, wat nie ter sprake gaan wees nie, en G is 'n alkeen. Ons het nie enige esters of karboksielsure op ons lysie nie, so ons moet op die uitkyk wees vir aldehiede en ketone. Nou, A is 'n ketoon en C is 'n aldehied. Nou kom ons kyk net of hulle dieselfde molekulêre formule het. By A sit ons met C 1, 2, 3, 4, 5, so dis C5, H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 'n O. Kom ons kyk na C. C is C 1, 2, 3, 4, 5 koolstowwe, H 3, 4, 7, 8, 9, 10 en ons het 'n suurstof. So daai 2 molekulêre formules is dieselfde, so die korrekte antwoord is A, die ketoon, en C, die aldehied. Watter 2 verbindings behoort aan dieselfde homoloë reeks? Weereens, ek sluit vir B en G uit, want daar is nie nog 'n haloalkaan nie, en G is die enigste alkeen. Nou, E is 'n alkaan en F is 'n alkaan. Beide daardie behoort tot dieselfde homoloë reeks. Vir 3 punte. Skryf die IUPAC naam van verbinding A neer. Nou, ons het reeds van tevore dit bespreek. Hierdie is 3-metielbutaan-2-oon. En ek herinner jou sommer weer daaraan, hierdie C-dubbelbinding O, dit is die karbonielgroep, die funksionele groep van die ketone. Ook vir 3 punte, skryf die IUPAC naam van verbinding B neer. Soos voorheen reeds in detail bespreek, hierdie is 2,6 dichloro
2,5 dimethylheptaan. Ek herinner jou ook weer dat chloro voor metiel kom, want C is voor M in die alfabet. Nou hier is sommer vir jou 'n lysie wat jou kan help in die toekoms. In hierdie volgorde moet die voorvoegsels verskyn, ongeag of daar 'n di of 'n tri of 'n tetra by is. Dit sal altyd wees bromo, chloro, etiel, fluoro, iodo en metiel. Laaste IUPAC naam vir 3 punte is vir verbinding G. En ons het hom ook reeds gedoen, maar dit is 3-etiel 2-metiel heks 2-1. Weereens kyk ons na die alfabet. Etiel is alfabeties voor metiel. Dan vir 4 punte. Skryf die struktuurformules van 2 reguit ketting posisionele isomere van verbinding D neer. Nou, omdat ons dit reeds van tevore gedoen het, spaar dit ons baie tyd nou. Ons het te doen met butan 1-ol en butan 2-ol. Beide is reguit ketting en die posisionele isomeer kan jy sien, want die funksionele groep skuif van die eerste koolstof na die tweede koolstof. Butan 1-ol is 'n primêre alkohol, terwyl butan 2-ol 'n sekondêre alkohol is. Nou, net omdat ons kan, wat as hulle gevra het vir 2 posisionele isomere van verbinding D wat nie reguit kettingstrukture gehad het nie? Kom ons kyk gou daarna en dan sien jy ook al 4 die isomere van C4H10O. Nou ek weet dit is nie gevra nie, maar mens kan altyd nog konsepte hersien. Sê nou hulle het vir jou gevra. Skryf die struktuurformules van 2 nie reguit ketting posisionele isomere van verbinding D neer. Nou een opsie sou in daardie geval 2-metiel propan 1-ol gewees het. Nou hierdie is ook 'n primêre alkohol. Die ander opsie sou 2-metiel propan 2-ol gewees het en hierdie is 'n tersiêre alkohol. Hierdie is wel nie gevra nie, maar dit is 'n goeie voorbeeld van hoe ons 'n primêre, sekondêre en tersiêre alkohol kan verkry vanuit dieselfde molekulêre formule. Binding E, en ons weet dit is propaangas, reageer met suurstof volgens die gebalanseerde vergelyking. Nou soms word daar van jou verwag om so 'n reaksie te balanseer, maar in 2025 gee hulle reeds aan jou die gebalanseerde vergelyking. Aanvanklik is 8 kubieke sentimeter van verbinding E en 50 kubieke sentimeter suurstof in 'n houer met veranderbare volume ingespuit en toegelaat om te reageer. Skryf die naam van hierdie tipe reaksie neer. Dit is 'n verbrandingsreaksie. As die suurstof in oormaat teenwoordig is, sal dit 'n volledige verbrandingsreaksie wees. Bereken die totale volume van die gasse wat teen die einde van die reaksie in die houer teenwoordig is. Wat jy moes onthou het, was Avogadro se wet. By dieselfde temperatuur en druk bevat gelyke volumes gasse 'n gelyke aantal mol. Ek het hierdie tabel sommer opgestel om ons hiermee te help. Ons begin met 8 kubieke sentimeter propaan, 50 kubieke sentimeter suurstof, geen koolstofdioksied nie en geen water nie. Nou die verhouding waarin propaan met suurstof reageer is 1:5. Dit beteken 1 mol propaan gaan reageer met 5 mol suurstof. Maar net so volgens Avogadro se wet sal 1 kubieke sentimeter propaan met 5 kubieke sentimeter suurstof reageer. Maar nou het ons nie 1 kubieke sentimeter nie, ons het 8 kubieke sentimeter. So 8 kubieke sentimeter propaan sal met 40
kubieke sentimeter suurstof reageer. So al 8 kubieke sentimeter propaan sal opgebruik word, daar's niks oor nie, dis met ander woorde die beperkende reaktans, en dan 50 minus 40, dit beteken daar's 10 kubieke sentimeter suurstof aan die einde oor. Maar dan vorm daar ook produkte. Propaan tot koolstofdioksied is in die verhouding 1:3. So 8, ons maal dit met 3, 8 maal met 3, dit beteken daar is 24 kubieke sentimeter koolstofdioksied wat vorm, en net so wat die water betref, in die verhouding 1:4, beteken dit 8 kubieke sentimeter propaan maal met 4, en dit gee vir ons 32 kubieke sentimeter water wat vorm. En as ons dit bymekaar tel, dan kry ons 66 kubieke sentimeter gasse wat teen die einde van die reaksie in die houer teenwoordig is. Dit is met ander woorde die 10 kubieke sentimeter wat oorgebly het, as ook die 24 kubieke sentimeter koolstofdioksied wat gevorm het, en die 32 kubieke sentimeter water wat gevorm het.